Dankie julle. Ek het dit al baie gesê, Heilige Gees laat ek, Ben Loubser die heel eerste, besef wat ek sê as ek sê, God is great. God is 'n reality, hy's werklik, hy bestaan, hy sê ek is die skade weer langs jou. Dit tyd geword dat die kerk in die huis van God het besef. Baie dankie vir daai amens. Die Here gee vir my 'n woord, net een woord. En dan begin ek deur die woord van God blaai en dan gee hy vir my woord in die skrif. En dan word hierdie wat ek wil kom sê so groot dat ek nie kan wag om te begin nie. Ek is soos 'n stout kind. Ek kan nie wag om te begin nie, want ek voel wat God vir my gesê het, wat ek graag vir jou en vir jou wat ingeskakel is, wil en moet sê, is groot. Dis nie net nog 'n kerkdiens nie, dis nie net nog 'n erediens nie, dis nie net nog 'n sessie by Jesus is lig nie. Dis nie net nog iets wat Ben Loubser moet doen nie. Baie mense vra, wat is die probleem in die huis van God? En ek is die eerste een wat sê, die grootste probleem is die predikers. Met hulle boekgeleerdheid en hulle kopkennis en baie het nie eens 'n roeping nie. Maar ons meer foute in die kerk, lou Christene. En as ek dit sou sê, dan weet ek jy wip jouself, want toe ek daar gesit het en die predikant het dit gesê, het ek gesê, man, jou toon. Ek is nie lou nie. Tot ek myself gaan ontrafel het en gaan kyk het, hoeveel tradisies het ek, hoeveel tradisies en hoeveel goed het ek wat ek slaafs doen, groepsdruk, want almal sê amen, nou amen, ek ook, maar ek het nie eens geluister wat gesê was nie. Van selfsprekende godsdiens. En dan moet 'n dag kom wat ek en jy uit hierdie gemaksone uit opstaan, hierdie gemaksigtigheid. Iemand sê nou die dag vir my, ek is in 'n vergadering en iemand sê van wat is fout met die Christene? En 'n ander ou staan op, hy sê hulle is te dik geëet aan steaks. In plaas van hulle weer bietjie maar stukkies hierdie uitgerolde steaks eet, dan sal hulle weer lus kry vir die woord van God. Ons almal maak reg, die einde is in sig. Ons hoor dit elke dag, die tekens van die tye. Ons ken die tekens van die tye. Ek gaan vir jou hier vooruit Matteus 24:4-14, maar gaan net shorthand lees. Pas op dat niemand julle mislei nie. Julle ken almal hierdie gedeelte. Pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op, moenie verskrik word nie. Maar dit is nog nie die einde nie. Vir my en jou wat hier sit, is dit nog nie die einde nie. Dit kan net op twee maniere gebeur. Die bassein kan blaas, die hemel kan oopskeer, Jesus kan op die wolke verskyn. Of kan 'n hartaanval kry. Jy kan sterf. Maar God sê vanmôre vir my en jou, dit is nog nie die einde nie. In vers 8 sê hy, maar al hierdie dinge is die begin van die smart. Vandag is dit Palmsondag. Die dag voor Paasnaweek, die dag wat Jesus die stad ingery het op 'n donkie en almal gesing het halleluja vir die seun van God, net om 'n week later om te kruisig. Al hierdie dinge is die begin van die smart. Dan sal hulle jou aan die verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikeling gebring word
en mekaar verraai en mekaar haat. Baie valse profete sal opstaan. Die liefde van die meeste sal verkoel. Maar wie volhard tot die einde sal gered word. Keuse. Ons sing net nou 'n mooi lied. As die rol daar afgelees word. Het jy besef, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak of jy hier staan, of jy heel agter sit, of jy saam met die karwag by die hek staan nie, maak nie saak of jy 'n prostituut is, of 'n alkoholist is, of een of ander groot guru nie, almal sal daar wees. Dankie vir daai amen. Ons gaan almal daar wees as die rol daar afgelees word, maar wat daarna? Wat gaan jy hoor as die boek oopgemaak word en jou naam word genoem? Ek was 'n pastoor, Nee, dit tel nie. Ek was goed. Ek het gedien alles wat ek kon. Ek het 'n mooi gesprek met iemand gehad die week. Pragtige kinders. Ek sê, ken julle vir liewe Jesus? Ja, oom, verseker. Ek sê, of weet julle van hom? Ek begin hulle vir hulle skoene kyk. Ek dink hulle het ook die gras ingetrap en toe die koster hulle vasgevat. Want hulle kyk hoeveel gras is aan hulle voete. Sy het my uitgesort vanmôre. Ek sê nogal vir, nee man, is net die boon. Toe ek so maak, toe, Vader, laat, is meer gras aan my skoene as in die tuin. My liewe mens, het jy 'n verhouding met God? Nie een amen nie. Ek bly is nie te haastig om amen te sê. Ben Loubser, het jy 'n verhouding met God? Of jy 'n goeie spreker? Is jy 'n goeie predikant? Miskien is dit tyd geword dat ek en jy die boekrol aflees van wie ek werklik is. Weet jy hoekom is ek en jy hier vanmôre? Om na 'n mooi preek te luister. Jammer om jou teleur te stel. Om lekker te sing, ja, dit was lekker. Maar dis nie waarvoor jy hier is nie. Om geld in die kerkie te gooi, baie dankie. Maar dis nie waarvoor jy is. Ek en jy is hier vir een rede vanmôre. Omdat ons nog 'n kans kry. En daai kans is vanmôre. Ek gee nie om wie jy is nie. Ek gee nie om waar jy sit nie. Ek gee nie om wat jy hoe goed jy is nie. Ek gee nie om hoeveel profesieë jy al gebring het of hoeveel duiwels jy al uitgedryf het nie. Die vraag is, as die rol daar afgelees word, ek en jy het nog 'n kans. Lukas 13:7. 3 jaar. Jesus wat praat. 3 jaar kom ek om vrug van hierdie vyeboom te soek. Ek het nog niks gekry nie. 3 jaar wag ek al vir Ben Loubser. 3 jaar wag ek vir Francis Loubser. 3 jaar wag ek vir my en vir jou, vir elke ou wat op 'n leesstoel moes gesit het vanmôre. Vir 3 jaar wag ek vir mense wat elke jaar sê, volgende jaar gaan ek vrug dra. Weet jy wat sê Jesus? Kap hom uit. Kap hom uit. Nou sê die tuinier, meneer, laat hom nog hierdie jaar. Dis waarvoor ons hier is vanmôre. Oor iemand gesê het, gee hom nog 'n kans. Gee haar nog 'n kans. Toe Vader sê, kap hulle uit. Toe sê Jesus, nee, wag Vader, gee hom nog 'n kans. Ek sal bietjie spit en ek sal bietjie kompos inwerk. Ons is besig om kompos in te werk. Ons noem dit die nuwe seisoen. Ons is seker al in die 3de of 4de maand wat al herhaaldelik gesê word, Jesus is lig is in 'n nuwe seisoen. Baie dankie. Ons is in 'n nuwe seisoen. Of gaan ons uitgekap word? As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, kap ons hom uit. Ek en Jesus, ek glo, dat ek dit so stel, ek glo, Jesus glo, dan gaan 'n verandering wees. Ek glo, as elkeen inkoop by God se plan
en Jesus se lig, se nuwe seisoen, gaan daar 'n verandering plaasvind in hierdie plek, maar ook in ons lewe. As Jesus jou gees verander hy ook jou lewe. Anders het niks verander nie. As die vrugte wat jy dra, nie vrugte is nie, dan het jou gees nog nie verander nie. Ek praat met Willie Botha, my singende pel, en ek sê vir hom, ek glo, as mense nie meer na die huis van die Here toe wil kom nie, is hulle nie bekeerd nie, is hulle nie gevul deur die Heilige Gees nie. As mense sê, ek kan nie bid nie, is hulle nog nie gevul met die Heilige Gees. Hy sê, nee Ben, wag, jy is te streng. Here, asseblief, as ek te streng is, geef my ander woorde. Maar het het tyd geword, dat ek en jy ernstig raak, oor God. Of is ek verkeerd? Jy is welkom om my te sien na die diens, en te sê, Ben, jy is verkeerd. Die woord sê, genade onbeskryflik groot. Ben weet het. Maar Ben weet ook, dat Jesus sê, as jy nie vrug dra nie, moet jy uitgekap word. Ek gee jou al die genade, ek gee jou week vir week die geleentheid om onder die woord van God te wees. Maar dan moet daar iets gebeur in jou binnekant, in jou binnekamer. Ons moet begin omgee vir mekaar, het ons iewers gelees. Liefde van die meeste het verkoel. Ons luister na allerhande nonsens. En as jy my nie glo nie, gaan bietjie na die sosiale media toe, dan kyk jy wat maak mense met mense. Mense met mense. Ek wil nie veel voorbeelde noem nie, want dis 'n riller. Dis 'n riller wat mense met mense doen. Ek wil nie voorbeelde gebruik nie, want ek wil jou beskerm, maar ek moet jou eintlik nie beskerm nie. Hoe hulle vir 'n pappa en 'n mamma sê met 'n klein pragtige dogtertjie op die agterste sitplek, vervloek Jesus en bely Allah, anders skiet ons jou kind. Hulle sê ons kan nie Jesus vloek nie. Toe, skiet die kind dood. Nee, dit is ondenkbaar. Moenie jouself in daai prentjie probeer sit nie, want jy kan nie. 'n Babietjie word in 'n mikrogolf gesit. Dit is ondenkbaar. Dis die wêreld, jy gaan gehaat word. Maar wie volhard tot die einde sal lewe. En waar moet dit begin? Dit moet vermoere. By Jesus is lig, hier begin. Ons begin nie met back to basic nie. Ons gaan nie harder probeer as wat ons probeer tot nou nie. Ons gaan nie meer werk nie. Ek het al uitgevind, mense dink, hoe harder die musiek speel, hoe nader is die Gees. Hoe meer mense amen sê en in tale praat, hoe groter is die salwing. Terwyl die woord van God sê, hy kom partykeer in 'n sagte briesie. Maar jy moet ingestel wees. Jy moet ingestel wees. God is good all the time. Jy moet ingestel wees. Here, ek wil die stem van God herken. Jou grootste begeerte moet wees, meer van die Heilige Gees. Nie meer boekkennis nie, nie meer beter preke nie, nie mooier predikante nie, beter sanggroepe nie groter kerke en sagter sitplekke nie. Here, ek het die Gees van God nodig. En as jy dit hy wil dit vir jou gee. Hy wil jou sy Gees gee. Al wat hy wil hê is, jy moet opstaan en dit vat. Ek en jy, as ek sê julle, bedoel ek ons. Ek ook. Ek is nie above the law nie. Ek het nie een of ander graad gekry, en een of ander titel gekry, en nou kan ek hier bo staan en vir julle preek nie. Nee! As die rol afgelees word, kyk daarvoor, gaan ek wees. En ek gaan rekenskap gee oor vandag. Ek gaan rekenskap gee oor elke woord. Ek sê ook baie keer 'n lelike woord, nie per ongeluk. My klein seentjie sê dit was 'n van die saam in jou kop so skud, net nou val hy af.
My kleinseentjie sê, oupa, is 'n grappie. Iemand het my hierdie week 'n vers gestuur en ek moet hom weer gaan soek. Dat grappie stel nie. Staan in die woord. Ons moet nie meer omgee, ons moet nie harder sing nie, ons moet nie meer amen sê nie, ons moet nie ons hande die hoogste op te steek. Ek wil hê met so, ek wil nou volgend gehad het, hulle met die avondsmaal, die sit net 1 beker in 1 sny brood en ek het vergeet. Die avondsmaal, dis nie my liggaam wat vir julle gebreek word deel van my liggaam. Dit, vat hy die druiwesap, die wyn, vat Jesus die wyn, hy sê, dit is die nuwe seisoen in jou lewe. Dis my bloed. Ons moet terugkom by die bloed, ons moet terugkom by die salwing, ons moet terugkom by die liggaam van Jesus Christus, ons moet ophou kerk hou, ons moet ons ophou probeer slim hou, ons moet ophou probeer stry, beter wees as die ou wat voor staan, slimmer wees as die een wat langs my sit, ek sal alles beter doen. Jare terug het ek gesê, as jy dink, jy maak die foute nie, dan is jy die fout. My en jou nuwe seisoen het vandag begin. Gaan dit weer sê, my en jou nuwe seisoen het vandag begin. Ou skryf vir my hierdie week, skryf hy vir my 'n lang WhatsApp van onregverdig is God. Hy dien al die Here 3 of 6 of 12 jaar en hy wag nou nog vir sy kar en hy wag nou nog vir sy increase en 'n beter job. Waar's God? Jy het gesê, soek die koninkryk van God. Het jy hom al gesoek? Jy moet hom eers kry. Jy moet volhard tot die einde toe. Dis nie 'n quick fix nie. Ek sien nou die dag, sê my seun vir my, papi, hierdie Everest, hierdie tyres. Ek gaan nie vanmôre bid, gee my tyres, as ek uitkom en sy rethread daar buite nie, I wish. Want ons 'n lang bid hier gehad vanmôre, ons het almal tyres nodig, en swembaddens, en ek weet nie wat ons. Wie wat het ons nodig? Wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Wat is wedergeboorte? Dink so 'n bietjie daaroor na. Ek gaan dit nou sommer opsom met 1 woord. Herlewing. Ons almal bid, hulle het net nou gesing. Het julle dit gesing? Waar is julle? Julle net nou gesing van die reën. Ek wil seker dit gehoor iewers. Ons het jare gewag vir die reën van die Heilige Gees. Nou is dit hier. Nou moet ons bakke vat en skep terwyl dit reën. Nie water nie, jene, Dolfie, ek dink ons moet nou dankie sê en bietjie stil bly van nog reën. Ek en nou Dolfie het lekker gelag so rukkie terug. Hierdie boere is 'n snaakse volk. Alles spoel weg. Dan sê hulle nog, ons moet bid vir reën. Dan sê ek, ons net begin dankie sê en dan die son 'n bietjie skyn. Nou kyk, die dame is vol en alles is vol. Wat is herlewing? Ek het dit gaan opsoek. Luister wat sê die verklarende woordeboek van herlewing. Jy sal dink dit kom uit die woord van God. Luister wat sê hy. Herlewing is die vernuwing van die eerste liefde van Jesus Christus. Herlewing is die hernuwing van die eerste liefde van Jesus Christus. En die gevolg daarvan is die ontwaking en bekering van sondaars. Wow, dis wat ons nodig het. Want ek spring sommer oor hierdie kansel. Die gevolg hiervan is die ontwaking en bekering van sondaars. Dis herlewing. 'n Herlewing van 'n ware Christendom skud die kerk wakker. Die pastoor hoef jy nie te skud nie, maar 'n lees en 'n bende hoef jy nie te skud nie. Die herlewing begin hier binne by jou. Wat die ware Christendom skud, hierdie kerk wakker, trek dit uit sy teruggevalle toestand op. Ons kan sê wat ons wil, ons kan so mooi klink soos ons wil, ons kan so mooi onsself inkleer soos ons wil. Die kerk in Suid-Afrika is dood. Jesus is lig, NG,
PPK, doppers, noem hulle wat jy wil, hulle is dood. Hulle tradisionele dienste, waar ouens goed preek, wat sê, as jy op hierdie stoel kom sit, ek het hom gesalf vanmôre, met olie, en jy betaal R500 en jy sit op, gaan jy groot inkomste kry hierdie week. Dis uit die hel uit. Waar kom jy aan daar? As jy hier sit waar ek gesit het, want ek is Benny the Great. Jy gaan gesalf wees. Dis die kerk wat ons mee te doen het. Dis nie herlewing nie. Herlewing van die ware Christendom skud die kerk wakker. Trek dit uit sy teruggevalle toestand op. Laat alle groepe, hier is 'n groep. Hierdie mense wat hier gesit het vanmôre is 'n groep. Hierdie mense wat bid is 'n groep. Hierdie mense wat sonnaskool gee is 'n groep. Miskien moet ek weer 'n bietjie my bril opsit. Ek raak so opgewonde, ek kan tot nie sien nie. Laat alle groepe ontwaak en vestig die aandag weer duidelik op die eise van God, soos in sy woord gesê is. Nie wat sê die pastoor nie wat sê Jesus, AGS, groot woord, nie wat sê God. Wat sê God? Ons wil almal die pastoor beïndruk. Die pastoor wil almal beïndruk. Wie wil ek beïndruk? Ek wil God beïndruk. Mense skryf ook vir my op Facebook, ek is wat 'n balpriester en ek is te vet vir die TV en al sulke mooi goed. Ek worry nie as jy dink ek is vet nie, man. Wat dink Jesus? Wat dink Jesus? Dis al wat tel. Laat alle groepe ontwaak en vestig die aandag weer duidelik op die eise van God. Herlewing berus op die veronderstelling dat die kerk in 'n besoedelde, teruggevalle toestand verkeer. Wie praat God vanmôre? Met die predikante, met die lou Christene, met my, met jou, met my vrou, met my kinders, met my kleinkinders, met my gemeente. Ek het 'n groot gemeente, hier is net die cherry op die koek. 'n baie groot gemeente. Radio, TV, ek het seker omtrent 10,000 mense wat weekliks na my luister. Weet jy hoe groot verantwoordelikheid het ek? En ek is nie alleen nie. Ons is 'n groep. Of ek nou op die TV is of op die radio is, dis nie belangrik nie, jy saam my daar. As jy nie daar kan wees nie, kan jy at least my intree. Sê, Here, asseblief help Ben. Baie mense se loop my raak en sê, hallo my liewe mense, ek luister op die TV, en sê ek, moenie luister nie, as jy my sien, sê, Here, help hierdie man, asseblief. Hy het hulp nodig van die krag en die vuur van die Heilige Gees. Ons moet vermoere die Gees van God. Ons het dit net nou gesing, ons moet dit weer sing, hoor, as jy terugkom, want ek gaan by daai tyd al vergeet wat ek gesê het. Laat dit reën. Dis Pinkster. Pinkster is op pad, ons moet net eers die begrafnis agter die rug kry. Dan is ons op pad Pinkster toe. Om Pinkster te kan hê, dit reën, die Heilige Gees reën, maar as jy nie so maak nie, is my kaplot, vul het op nie, gaan jy uitvind, as dit klaar gereën het, gaan net jou hare nat wees. Jy gaan niks huis daarvan nie. Net jy alleen moet daai besluit neem. Net ek kan nie namens Fransis dink nie. Ek wens ek kan. Nie waar jy nie slim is nie, maar ek sal like om jou te help. Net jy alleen. Ek gee nie om waar jy sit vanmôre, ek gee nie om wie jy dink jy is nie. Dit word 'n groep, soos ons meer aansluit, soos ons meer deel word. Jy kan dit nie soek nie. Dis nie verniet nie. Die woord sê die Gees wat die wêreld nie kan hê nie. Daar in die woord, en nou
kan ek nie onthou waar staan dit nie, Tommy help. Iewers staan in die woord van God. Hierdie gees wat julle het, ek wil dit ook hê. Handelinge 8. Ek weet ek het 'n paar encyclopedies hier in die kerk. Handelinge 8. As jy die gees wil hê, daai gees wat julle van praat, daai Heilige Gees, ek wil dit ook hê. Ek sal dit koop. Hoeveel moet ek betaal? Dis Paulus wat sê Petrus sê is nie te koop nie. Kan dit nie koop nie. Jy moet dit verdien. Wat moet ek doen? Jy moet jou knie buig. Jy moet voor God buig. Jy moet sê, liewe Jesus, ek is toe nie so Benny the Great as wat ek altyd gedink het nie. Ek is toe nie so goed as wat ek gedink het nie. Ek het gedog, die jare toe ek die diaken was in die kerk en al die tannies met die kombi aangery het kerk toe en terug en die pannekoek geflip het tot teen die dak en hom raak gevang het ek gedog, man, daar's nie nog so Christen soos ek nie. En toe kom die lorry. Jy kan hom nie soek nie. Jy moet hom toelaat. God sal sy Heilige Gees in jou laat gebeur. Jy kan dit nie namaak nie. Jy kan dit nie, jy moet dit toelaat. En as jy dit toelaat, gaan dit gebeur. Jesus is lig. Ek en jy is besig met 'n nuwe seisoen. Ek wil jou 'n vraag vra vanmôre. Miskien hoor party van julle die eerste keer, miskien het jy dit al gehoor. Ons het so 'n week of wat, nee, 'n maand of wat, 2 maande terug gesê 'n nuwe seisoen. Dit het tyd geword dat ons bietjie 'n skoon bladsy omblaai na 'n skoon hoofstuk toe. Ons moet weer begin skryf aan Jesus is lig se verhouding met 'n lewende God en die liefde van Jesus, die liefde van God en die genade van God en die liefde van Jesus. En die salwing van die Heilige Gees. Ons moet weer begin by Jesus is lig. Ons moet weer begin by die braambos waar die Gees van God met ons praat. Daar moet iets gebeur. Daar het iets gebeur. Ek het iewers, ek weet nie waar staan. O, hier staan dit. Dit het reeds begin. As jy nog nie ja gesê het om deel te wees van die nuwe seisoen nie, is jy laat. Jy is dalk nog nie te laat nie, maar daar gaan 'n dag kom wat Jesus gaan sê, kap uit. Hier's nie salf aan te smeer nie. Kap hom uit. Kap haar uit. Dalk het jy 'n lekker posisie waar jy werk en jy het 'n lekker posisie daar waar jy huis toe gaan. Jy het 'n lekker posisie dalk in 'n baie vername en vroom en mooi kerk. Jy's dalk die predikant waar jy vandaan kom. It's nice. As jy nie die salwing het nie, het jy niks. Luister mooi wat ek sê. Nie ek sê nie, God sê dit. As jy nie die vrug het nie, moet jy uitgekap word. Maar hoe kry ek die vrug? Waar begin ek? Ek wil my verstout om te sê, kom ons begin by die nuwe seisoen. Die 30 mense wat al jare in Jesus is lig opgestaan en gesê, ek wil deel wees. Ek weet nie wat om te doen nie, en as jy my enigiets gee om te doen, gaan ek dit nie kan doen nie. Maar ek wil. Ek is 'n sprekende voorbeeld. Die Here gebruik nie mense wat kan nie. Hy gebruik mense wat wil. Ek kan nie. Ek kan regtig nie. Ek soek nie jou simpatie nie. Jy moet tog nooit vir my sê, ag shame, toe ek 'n klein seentjie was en ek loop in die dorp met my borselkoppie, my haartjies het so reg opgestaan, dan vryf hulle so oor my koppie en dan sê hulle vir ouma Bessie, is dit die seentjies wat se mammie dood is? Dan sê sy, ja, shame. Dan sê hulle, ag shame, hy gaan nie ver kom nie. Weeskinders kom nie ver nie. Amper praat ek nou lelik, maar ek by daai woord toe jy gaan, toe sy terug. Dis uit die put van die hel. Kies Jesus. Al is jy so groot, waar is hy klein mannetjie? Kyk, roer hy sy ma, hy hou al goed besig vanmôre. Dis van jou wat ek praat. Wat jy stoei. Moet hom net nie vasdruk nie, my kind, asseblief. Hulle ref mos so as jy hulle vasdruk. Moet hom net nie vasdruk nie. 30
Ek dink ons leiersgroep trek nou al by die 60 of 70 mense. Prys die Here. Prys die Here. Kan jy dink, as Jesus met 12 begin het, en waar het hy gekom? As ons met 70 begin, wat bereid is om te sê, ek sal, stuur my. Ek was ook bang die eerste keer toe hulle my geroep het. Nuwe lewe in Christus is 'n opgewondenheid, is 'n blydskap vir herlewing. Ek wil asseblief weer lewe in Christus. Ek wil meer leef in Christus. Ek kry ook baie behoeftes en baie goed wat ek graag wil hê. Veral, man, ek het so 'n ou programmetjie op my telefoon, ek wil nie daaroor praat nie. Frans is baie opgewonde. Hulle noem hom Timo. En hulle verkoop mooi karretjies. O, jene. En as ek my foon oopmaak, dan spring hy sommer self daar oop. En weet jy wat? Ek wil meer van die Heilige Gees hê. Ek wil meer van die Heilige Gees hê. As ek hier staan, as ek daar in my kamer op my knie staan, as ek daar in die straat loop, as ek maandagooggend is ek in die ateljee, as ek in die ateljee is en die groen liggie gaan aan en hulle sê ek moet die woord bedien, wil ek meer van die salwing hê. Ek wil meer van die salwing hê. Kom Mike, bring jou span. Dit het jare gewag vir hierdie reën. Nou is dit besig om te reën. Hier's Christene, hier's mense wat nog nie uit hulle beddens kan opstaan en na die huis van die Here toe kom nie, want dis nie gerieflik nie. Dis nie maklik nie. Daar's mense hier wat sê ek gaan nie betrokke raak nie. Dis goed, dis jou keuse. Maar jy moet weet, as die rol daar afgelees word, gaan ek en jy saam daar staan. En hulle wat betrokke is, gaan iets hoor, en hulle wat nie betrokke wil wees nie, gaan dalk iets anders hoor, en ek gaan nie voorspel nie. Ek kry baie te doen met selfmoord. Die eerste vraag wat hulle vir my vra, is waar is hy of sy vermoere? En dan sê ek weet nie. Ek weet wat sê die woord. Ek weet wat ek vir jou gaan sê, as jy my nou bel en sê, hier sit ek met die gun teen my kop, gaan ek vir jou sê, man, jy gaan hel toe. Maar ken nie God se genade nie. Jy ken nie God se genade nie. Jy moet probeer somme maak, wie gaan hel toe en wie gaan hemel toe. Jy gaan 'n surprise kry. 'n Paar ouens wat hier staan, wat jy dink gaan soos 'n vuurvlieggie opvlieg, gaan dalk so 'n vuurvlieggie afvlieg. Is jy bereid om jou herlewing te wil neem? Is jy bereid om vanmôre te sê, where can I sign up? Where can I sign up? Maar ek weet nie wat om te doen nie en ek weet nie hoe om dit te doen nie. Wil jy nie net asseblief iets doen nie? Wil jy net asseblief iets doen nie? Kom ons sluit ons oë. Ek het nou die dag Erikie, sy sit altyd hier voor, toe het ek hierdie lappie gevat wat ons so oor mense gooi, toe sê ek in die woestyn het lied gevat, en gooi hulle het onthou, toe gooi ek haar kop so toe. Ek wens ek kan vanmôre elkeen se kop toe gooi. Dat jy nie kyk wat sê en doen die ou langs jou nie, dat jy nie kyk wat, of ek vir jou kyk nie, want baie mense dink is baie belangrik as ek vir hulle kyk, dit is nie. Ou het al vir my gesê, hoekom skinder jy vir my van die kansel af? Ek sê, wat laat jy so dink? Hy sê, jy kyk die hele tyd vir my. Ek sê, miskien kyk ek na jou kant toe, maar ek sien jou nie. Ek is besig om met 'n lewende God, na 'n lewende God te luister. Ek kan nie bekostig om rond te kyk, wat het klere het jy aan en hoe lyk jy en of jy amen sê of nie. Dis nie my saak nie. Dis tussen jou en God. Ek het 'n taak om te doen en ek is besig om my werk te doen. Ek is besig om vir jou te sê, wat het God vir my gesê, wat ek moet doen, en ek wil hê jy moet dieselfde doen. Stel jy belang in herlewing. Stel jy belang in herlewing. Stel jy belang in jou eerste liefde as Christen. Stel jy belang in ontwaking en bekering van sondaars. Stel jy belang dat die kerk geskit moet word, wakker geskit moet word.
Stel jy belang om teruggeval is te herstel. Keuse is joune. Here, as ons vanmôre ja sê vir U. Ons gaan nie hande opsteek nie, ons gaan nie waai nie. Ek gaan niemand laat vorentoe kom nie. As jy wil vorentoe kom, laat iemand saam met jou bid. Hardloop sommer vorentoe. Ek gaan nie uitnodiging maak nie, is jou keuse. Nie môre sê, ja maar pastoor, jy het my op die spot gesit nie. Ek sit jou nie op die spot vanmôre nie. Jy neem 'n besluit. Ek gaan vorentoe hardloop vanmôre, of I gonna stay like you can stay like you are for the rest of your life, or you can change. En ek gee nie om wie jy is nie. 'n moordenaar hang langs Jesus. Op daai oomblik sê hy, ek wil saamgaan. Jy kan dit vanoggend doen. Jy besluit. Is jy bang vir die mense wat vir jou gaan kyk, hulle oë is nou toe. Maak toe jou oë. Ek check jou. Jou keuse. Ek gaan nie voor by jou sit. Ek gaan met God praat. Halleluja, Here Jesus. Here, ons benodig herlewing in die huis van God. In die kerk. Ons is kerke. Ek het herlewing in Ben en Loupser nodig. Ek het herlewing in Francis Loupser nodig. En al die loupsertjies en die dinkie toy loupsertjies, die kleintjies. Ons het herlewing nodig vanmôre, Here. Ons het herlewing nodig in Jesus' lig. In die NG Kerk, in die Dopperkerk, en die Apostolies en Happy Clappies, ons het almal herlewing nodig. Ons het herlewing in Suid-Afrika nodig. Dit het klaar gereën, maar ons moet begin skep. As ons nie skep nie, gaan ons bakke leeg wees. Ons lampies gaan nie olie in hê nie. Daarom is daar 'n beroep van die Heilige Gees van God, deur Jesus Christus vanmôre op elke Christen, om op te staan en te sê, ja Here, ek sal. Here, ek sien uit na die nuwe seisoen. Ek sien uit na die paasprogram. Here, nie soos ek het wou gehad het, ek wou 'n groot ding gehad het. Maar mense is moeg, want hulle het nog nie herlewing nie. Hulle is nog nie wedergebore nie. Ons is almal Christene, Here, maar dit is tyd om weergebore te word in Jesus Christus. En dis waaroor vanoggend gaan. Hulle wat opstaan en die voorkom kniel en sê, Here, begin by my. Here, ek het vir soveel jare gedink ek is 'n goeie mens. Die dag toe ek langs die kar lê, toe ons onder die 18-wheeler ingery het, en het reën in my gesig, ek kan dit nie onthou nie, Dina het dit vir my vertel, die vrou het al gebel op wie se skoot ek lê, en toe sê sy vir my, lê stil, jy was in 'n groot karongeluk, weet jy wat sê ek? Nie Ben Loupser nie. Hy sal nie so iets oorkom nie, dis vir die sondaars, dis vir die slegte mense. Kry 'n rude awakening. Here, laat nie een van ons by 'n 18-wheeler moet stop nie, om ons ore oop te maak nie. Here, ons het jare gewag vir vanmôre, al was ons al die jare in die huis van God. Stort dit nou uit in my siel, is my gebed in Jesus naam, en elkeen wat hierop amen sê. Jy gaan die besluit neem. As jy besluit ja, dan staan jy op as hierdie lied gesing word. As jy vanmôre besluit, ek wil deel van die span wees, ek wil deel van die herlewing wees, dan gee jou naam. My liefling, ek dink jy is die enigste een wat help net vir Francis, kry net 'n pen, jou naam en jou telefoonnommer. En dan as jy 'n WhatsApp kry, dan stuur jy my jou foto en jou adres as ek dit nie het nie. Help gou vir Francis, sy het briefies. As jy op die lys wil wees, jy is nog nie op nie, jy kan al sê, waarin stel jy belang? Sê net gou, asseblief vir Angie, daar staan Angie reeds, staan al by die deur, asseblief, kyk wie steek hulle hande op, geef hulle briefies. Is jy gereed om te sê, ek het jare gewag en gevra vir die waters. Ek het gedors na die reën.
stuur die reën van die Heilige Gees, want die reën gaan my laat verander, in Jesus naam. Dankie my kind. Dan staan jy en jy sing saam. Jarige dors na die reën, stuur ons die reën van die Heilige Gees, van die reën bring verandering weer. Ons het jarige dors na die waters, ons het jarige dors na die reën, stuur ons die reën van die Heilige Gees, van die van verandering weer. Ons die Heilige Gees, Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van God se Heilige Gees sal met sy kinders wees en bly. Amen. Baie dankie.